Goeiemôre almal, donderdagoggend, vandag is dit die 19de Maart die jaar 2026, lieflike dag geskenk deur Abba Vader en ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber, nou vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor hoop, maar ek het sommer so 'n paar, ek het die Bybel in praktyk, ek het die HAT, ek wil net so 'n bietjie vir julle sê van hoop. Nou die Bybel in praktyk sê dit van Romeine 5 vers 2 tot 5. Paulus noem twee dinge waarin ons verheug. En die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Hierdie hoop is 'n vaste verwagting wat ons weet dat dit nie vir ons afhang nie, dat dit nie van ons afhang nie, maar van die almagtige God wat beloof het dat ons in die heerlikheid van hom sal deel. Tweede, ons swaar kry. Vir 'n ongelowige kan swaar kry nooit 'n rede van blydskap wees nie. Maar vir die gelowige weet ons dat hierdie hele kettingreaksie wat Paulus in vers 3 tot 4 noem, waar is. Hierdie wete moet jou krag gee om onder swaar kry te volhard, want jy weet die uiteinde daarvan is dat jy hoop, jou verwagting net nog sterker word. Nou, ek wil gou Romeine 5 verse 1 tot 5 lees. Omdat ons weet dat uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid werk en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Nou, as ons nou gaan lees na Jakobus, is Jakobus 1 vers 2 tot 4. Ag, dit 'n loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge verval, omdat julle weet dat die beproefdheid van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En dan 1 Petrus 1 vers 6 en 7, daarin verheug julle heel. Al word julle nou, al is dit nodig, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder as goud, wat vergaan, maar deur die vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Nou die HAT sê hierso oor hoop, hy sê dis 'n verwagting, goeie hoop te hê, die hoop behou, laat vaar, opgee, verloor, dit gee hoop. Dit waarvan 'n mens iets goeds verwag, die seën van sy ouers was hulle hoop. Die hoop van Suid-Afrika, die hoop beskaam nie, dit stel nie teleur nie, ons hoop van beter. In die verwagting, dit is beter, dat dit beter sal gaan, buite hoop wees onredbaar, onherstelbaar, in die hoop dat, met die verwagting dat, tussen hoop en vrees in onsekerheid, verwagting om hoop te hê, jy hoop tog op iets, jy hoop dat jou kind sal slaag, en hy sal matriek goed deurkom met onderskeidings. Vertroue stel, hoop op God, die beste hoop op 'n goeie afloop vertrou, beter dae, ons het hoop op 'n beter toekoms. Nou wat is 'n beter toekoms? As om by die Here Jesus te wees. So kom ons hoop op dit, dat daar vir ons 'n beter toekoms sal wees. Wat sê Psalm 42 vir ons, hier vanaf vers 6 tot 12. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is jy onrustig in my? Hoop op God, want hom sal ek nog loof, die verlossing van my aangesig. O my God, my siel buig hom neer in my, daarom dink ek aan u uit die land van die Jordaan en die Hermons van die klein gebergte af. Die vloed roep na die vloed by die gedruis van die waterstrome. Al die bare en die golwe het oor my heen gegaan, maar die Here sal oordag sy goeie tierendheid gebied en in die nag sal sy lied by my wees, 'n gebed tot God van my lewe. Ek wil spreek tot God, my rots, waarom vergeet u my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyande en deur die verdrukking? Met 'n doodsteek in my gebeente smaat my teestanders my as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wat buig jy jou neer, o my siel? Wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons hoop is absoluut gefestig in U. Here, dat ons weet dat wat ons ook al doen,
dat ons hoop dat dit is reg vir U en dat dit tot U eer sal wees. Here, wees met ons. Here, dat ons hoop nooit sal beskaam nie, maar dat ons ook sal weet dat dit wat ons het, die vrug wat ons dra, dat ons dit ook sal uitleef vir ander en dat hulle sal sien. Ons hoop op 'n beter toekoms en dit is saam met U. Ons loof U, ons prys U, ons eer U groot en heilige naam. Halleluja. Amen en amen.